As privaat veeartse hanteer ons 99% van die siektes in Suid-Afrika self, saam met die boere. Die een siekte, wat ons totaal van die staat afhanklik is back and close hier. Want die invoer of maak van die enstof, die gebruik van die enstof, die maatreëls rondom die beheer is 100% staatsbeheer en dit is waar ons groot krisis is. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Dr. Dani Odendaal vanjaar al 40 jaar, een van die voorste veeartse in Suid-Afrika, spesialis op veral vee. Baie dankie dat ons vandag land en sand met jou kan gesels. Dankie Pieter, en welkom hier op Koel en Rust. Daar is allemaal voeltjies in die agtergrond en ons is uit die stad uit en die reën is so goed, weet, ons het gedink dat die najaar gaan droog wees en nou draai hy uit as 'n baie goeie jaar. So daar's dan een positiewe ding in die landbou wat op die stadium gebeur. Ek moet sê, dit lyk soos die paradys hier, so, dit is baie groen hier so, en mens kan nie glo jy is net so eentjie uit Johannesburg uit nie, skaars eintlik uit Johannesburg uit nie. Dani, die afgelope paar maande was jy baie in die nuus, veral weens die uitbreking van die grootste back and close seer pandemie in die geskiedenis van die land. Kom ons gesels net kortliks oor die geskiedenis van back and close seer, want in Suid-Afrika kom dit al baie lank. Dit is nie asof dit nou 2-3 jaar terug die eerste keer uitgebreek het nie. Ja nee, back and close is deel van Afrika en is deel van Suid-Afrika. Die mense gebruik woord pandemie, is nie pandemie nie, is 'n epidemie. Epidemie is tot 'n sekere area beperk. So hierdie is in Suid-Afrika. Ons was nou laasweek by 'n wetenskaplike kongres daar in die Kaap, saam met die ouens van Namibië, Botswana, Mosambiek, Malawi en Zimbabwe. So dit is al daai lande het dit op 'n gereelde basis. Dis niks niets vir ons nie. Namibië het ongelooflik goed onder beheer en so ook Botswana tot 'n baie groot mate. Onthou, ons het hierdie siekte 100% onder beheer gehad. As ek sê 100%, onthou, toe Onderstepoort gestig is, daar in 1910, was een van die siektes wat hulle aangewerk het, back and close seer. Ons het ander siektes wat meer dodelik is, wat eintlik meer aandag gekry het. Back and close seer was deel van ons samelewing of ons Afrika omgewing. Onthou, hy word gedra deur die buffel, langtermyn. So die buffels wat besmet is met back and close dra hom vir die res van hulle lewe. En al 3 stamme. Ons praat van SAT 1, 2 en 3. Die South African Territories 1, 2 en 3 is baie spesifiek aan Suidelike Afrika. Dit het nou 1 of 2 lande verder noord ook nou al versprei in die Midde-Ooste. Maar basies het ons die Kreerwiltuin altyd daar gehad. Die buffels daar is besmet. En ons het baie goeie beheermaatreëls gehad. Ons het heininge gehad langs die Kreerpark. Ons het heininge gehad op al ons grense met Botswana, Zimbabwe en dan ook Mosambiek. En daai is goed wat spesifiek gewees om diere uit te hou. Ons het in daai beheerarea daar langs die Kreerpark het ons 3 zones gehad. Een zone wat ons ent elke 6 maande. So hy's baie goed daar beheer gewees. En dis die tyd toe ons nog ons eie enstof gemaak het en alles basies gewerk het. Ek het spesifiek navorsing gedoen in KwaZulu, wat een van die ontwikkelende areas daai tyd was, met 6 distrikte, en daar het ons beeste elke week geïnspekteer. Elke week. Ek het my data wat ek gebruik het om te kyk na hulle reproduksie en hulle vrugtesyfers, was die data van die back and close seer inspeksies. So hier by 1957 is die siekte eintlik heeltemal onder beheer gebring. Daar was nie groot uitbreke nie. En dit het aangegaan in 1995 het ons 'n offisiële verklaring gekry van die Wêreldgesondheidsorganisasie dat ons 'n land is wat vry is sonder inenting met die uitsluiting van daai beheerzones. So die res van Suid-Afrika was vry sonder inenting en ons het daai status verloor in 2019. Toe ons eerste uitbreke weer gekry het in Limpopo. En na daai uitbreke, hulle was nie verskriklike groot uitbreke nie, maar na daai uitbreke was ons stelsels nie in plek om genoeg diere te toets om te sê ons is die res van die land vry nie. En toe verloor ons status en ons het hom toe glad nie weer teruggekry nie. En die huidige uitbreek het in 2021 begin in Mei maand in noorde van KwaZulu-Natal. Daar in die kommunale areas, en daar het hy vir 2 jaar rondgegaan voor hy na die kommersiële areas gegaan het by Newcastle.
En toe maak hulle dit 'n beheerarea. Toe word daar 'n bietjie strenger opgetree, maar dit was eintlik te laat. Ons het hierdie siekte met die enstof wat ons voorheen geproduseer het, baie goed onder beheer gehad. Ek het dit al oor en oor op verskillende plekke gesê, weet ons, toe ons studente was, het hulle daai Back and Claw Instituut daar gebou by Onderstepoort. Dit is 'n groot plaas. Onderstepoort is 'n groot plaas, ons noem dit Kaalplaas. Hierdie fasiliteit heeltemal op sy eie gaan bou, want jy kan hom nie naby ander fasiliteite hê waar jy ander enstof bemaak nie. En die werk wat daar gedoen was onder Afrika varkpes en Back and Claw seer, want al twee daai virus is hoogs oordraagbaar. 84 daai werk is hy klaar gemaak en hy was 'n navorsingsinstituut sowel as 'n enstoffabriek vir hierdie. En na ons in Nuwe Suid-Afrika gekom het 94 het hy nog 100% funksioneel gewees, maar net 12 jaar later toe hy so sleg onderhou dat hy moes toemaak. Want hier is 'n BSL-3 laboratorium, so hy het baie spesifieke goed, jy moet die lug heeltemal filter en die water moet heeltemal gefilter word dat die virus nie kan uitkom nie. En van 2006 af het ons opgehou enstof maak. En toe met hierdie klein uitbreekies moes ons altyd van Botswana afkoop, maar niemand het weer daaraan gedink ons moet ons eie enstof kan maak nie. Die groot polemiek rondom my was gewees toe ek uitgewys het toe hulle die enstof wat Onderstepoort nou weer gemaak het, bekend gestel het 12.000 dosisse daarvan. En daai 12.000 dosisse was eintlik maar is 'n druppel in die emmer. Maar eintlik waaroor ek oor gepraat het is dit het 10 na 15 jaar se navorsing vooraf gegaan. Daai enstof was volle geregistreer en getoets in 2022 en toe is hy nooit uitgegee vir 'n maatskappy om hom te maak nie, want Onderstepoort het nie vermoë gehad om hom te maak nie. Al wat moes gebeur het, en dit was my standpunt, hy moes na internasionale maatskappye gestuur word wat dit vir ons kon maak onder kontrak, dan het ons genoeg en die regte enstof gehad om 'n hele uitbreek te voorkom. Ek onthou daar was uitbrekings toe ek 'n jong joernalis was hier by 2010 rond of so en in Natal spesifiek en dan was daar weermagpunte wat opgestel is om te kyk dat dit nêrens heen gaan nie en ek het nou onlangs ook gelees, jy weet hoe hulle dit beheer het daai tyd. Hoe het hulle dit beheer daai tyd, daai klein uitbrekingkies? Ja, daai was die eerste uitbreek in baie jare gewees. Dit was in 2001. Dit was in KwaZulu-Natal en hierdie was 'n heeltemal 'n ander stam. Die oorstam gewees wat van oorsee af gekom het, het eintlik van afval van 'n skip afgekom wat aan varke gevoer was. So omdat dit 'n totale ander stam was, wat daar gebeur het is die veearts betrokke, Dr. Broekner wat nou afgetree is, het daai monsters geneem, hulle het dit basies oornag Pirbright toe gestuur in Engeland. Hulle het binne 2 dae het hulle die antwoord gehad en toe weet hulle dis nie een van ons stamme nie en toe besluit hulle hoor hy moet nou totaal uitgeroei word. Dis nie een waarmee jy kan saamlewe nie en die weermag het 'n kordon getrek saam met die polisie. Dit was 'n baie moeilike area in Natal en al die diere aan die binnekant is toe basies uitgeslag. Op daai stadium sou jy nie 'n inenting doen nie. Ons het nie daai tipe van enstof gehad nie. Nou dit is baie suksesvol. Dis hoe jy Back and Claw beheer. As jy 'n land is wat vry is van Back and Claw en jy kry jou eerste uitbreek, dan moet jy basies 'n kordon om hom gooi. Geen beweging mag plaasvind nie en jy moet van buite af binne toe end. En daai diere sal dan nooit weer in die gewone mark mag ingaan nie. Hulle kan net geslag word. Maar dit is in 'n land waar ons 'n uitbreek het wat skoon is. En dis die hoogste vlak van beheer wat jy kry onder die Wêreldgesondheidsorganisasie. Ons is nou in die teenoorgestelde. Ons is nou op die heel laagste vlak. Ons is nou 'n besmette land. Ons stelsels is nie in plek nie, ons is nou 'n besmette land. Dit beteken daar's nie 'n provinsie wat meer negatief is nie. So daai selfe benadering wat ons daai tyd gevolg het met die uitroei om 'n kordon te gooi, kan nie meer werk nie. So ons enigste opsie nou is die inenting van die hele land en daar is ons reg, maar dit moet gestruktureer word sodat ons per distrik 80% van diere beskerming kan kry en dan gaan ons die siekte weer stop. Ten minste gaan ons die produksieverliese op plase stop en dan kan ons binne 2 of 3 maande weer aangaan met normale lewe en verhandeling vir die veeboere. Want op die oomblik, jy weet die hoeveelheid veeboere wat in hierdie
uitbreek in die slag gaan bly. Ek dink nie in my loopbaan was daar iets wat so erg was. Ons het uitbreke gesien, ons het miskien net gepraat oor die Slengdalkoors in 2010, wat 'n ander situasie was in val in die kleinvee, maar ons het nog nooit iets gehad wat soveel boere, wat klaar marginaal was. Onthou, ons veebedrywe se winsgrens was klaar verskriklik marginaal, vleisbeeskant en aan die melkbeeskant. En as jy so iets bo-op dit kry, gaan daar 'n klomp boere wees, wat ongelukkig, onnodig ook, nie dit gaan maak vorentoe nie. Ek dink die eerste keer wat jy intensief gewerk het op back and close, was dit tydens jou diensplig gewees, nadat jy gestudeer het? Ja, dit is nogal interessant. By eerste plek waar ek uitgeplaas was daar op die Botswana grens. Hulle noem dit Kudusrand. Dit is tussen die Palara, Magalakweng en Limpopo rivier. So dis al daai dorpies Swartwater, Maastro, Marnits, Baltimore. Ek was daar as 'n staatsveearts uitgeplaas, alhoewel ek in die weermag was en saam met die vee-inspekteurs daar gewerk. En as jy nou terugdink aan 40 jaar terug, daai hele plek was gekarteer. Elke plaas was aangeteken met wie die eienaar was, telefoonnommers, kontaknommers en was onthou lank voor rekenaars. Elke plaas is 1 keer in 6 maande besoek. En dis kom ons hulle vee-inspekteurs genoem het, vandag noem hulle dieregesondheidstegnisie. En ons het 100% beheer, daar het geen dier van Botswana af deurgekom nie. Nee, dit was 'n leerskool vir my. In daai selfde tyd het van my vriende wat ook in die weermag was, in die plekke soos KwaZulu gewerk. En baie van hulle het aangebly na die tyd, na hulle 2 jaar weermag. En van hulle was daar vir 8 jaar. En die beheer was so ongelooflik goed, dat hulle in hulle lewe nie back and close gesien het nie. Fisies 'n dier gesien wat aangetast is nie. Omdat ons daai strook waar ons inent effektief gedoen het, die inspeksies effektief gedoen het. En dis die enigste manier hoe jy die siekte kan beheer. As hy op die punt is waar ons nou is in die land, jy het absoluut geen beheer. Jy sit daar en wag. Van my grootste kliënte, jy weet ek kry hulle so jammer, het gesit en wag, hulle sien die siekte kom van Vrede af, die ander kant kom het van Frankfurt af. Hy sit met 11.000 beeste. En wat kan ons doen? Ons doen alle biosekuriteit wat ons kan. Ons was die wiele, al daai tipe van goed. Dit help niks. As hierdie siekte op 'n sekere vlak besig is om te beweeg, gaan die virus in die lug in en jy kan maar alles doen, jy gaan aangetast word. En hy is nou 80% van sy kinders is nou aangetast. En my hande was afgekap. Ek beklei met die staat rondom die inentstof. Ons is nog steeds in die geveg. Ons het die eerste hoeveelheid enstof ingekry. Maar die groot hoeveelhede, die 5 miljoen en die 6 miljoen wat nou moet kom oor 'n week, is nog nie afgeteken nie. Nou sit ons het hierdie klein bietjie gekry, effektief dit uitgerol, en nou sit ons weer, en ons is totaal afhanklik van die staat met hierdie siekte. En die een ding wat hier gaan uitkom in ons tyd, is dat ons nooit weer die staat gaan toelaat om so volledige beheer oor 'n siekte te hê, waar die bedryf nie ook deelnemende besluitneming het nie. Hierdie ding gaan daartoe aanleiding gee, dat die bedryf 'n baie groot stem gaan moet kry. Want onthou, dis hulle wat aangetast word. Dis nie die ouens wat in die kantore sit nie. Dis die bedryf wat aangetast word. En die bedryf het geen stem gehad in die hele uitbreek tot nou toe nie. Selfs met daai taakspanne wat deur die minister aangestel is, word daai taakspanne gaan sit nie rondom 'n tafel met die amptenare in die departement nie. Laasweek by daai kongres het die Namibiërs vir ons 'n aanbieding gedoen en gewys hoe sit die bedryf teenoor die staatsveeartse om een tafel en maak planne. Maar in Suid-Afrika het ons dit nie so ver gedoen nie. Dani, voor jy nou diensplig gedoen het en uitgeplaas is daar op die grens met Botswana, moes jy uit die aard van die saak eers by onderste poort geswat het. Wou jy altyd nog 'n veearts word? Ja, die storie wat ek jou vertel het is, toe my vrou, toe ons getrou het, sy gedink ek is lief vir diere, en toe kom sy agter ek is lief vir die wetenskap. Maar in elk geval, nee, ek het altyd geweet, ek moet nie so sê nie. Kyk, ek het groot geword, my pa was 'n ambagsman, was 'n ketelbakker in Volgwil. So dis 'n klein dorpie, ons het nie 'n veearts gehad nie. Die naaste een was op Carletonville geweest.
En ek het vakansies by my oupa gekuier en my een oom hulle daarso by Arbeidsfontein en was net in my van 'n jong tyd af wou ek met vee werk. Almal by skool het gedink, weet jou punte is reg, jy gaan ingenieur word of jy gaan jou pa se voetspore volg. Maar so gesê, ek hou nie van olie en grease aan my hande nie. Bloed en mis gee glad nie vir hom nie. So, toe ek moes gaan swat, het 'n voorligter vir my gesê, eintlik 'n voorligter, 'n boer, 'n groot ou wat gewerk het vir Anglo American en daai het groot plase gehad. Toe sê vir my, ek wil gaan veekunde swat. Toe sê vir my, nee, jy weet, as jy veekunde gaan swat, gaan jy net 'n bestuurder op 'n plaas wees die res van jou lewe of vir 'n maatskappy werk, gaan word 'n veearts. Dan kan jy jou eie ding doen. So my aanslag was altyd met vee. Ek het nooit gedink daaraan om 'n kat veearts te wees nie. Dit was nie in my gedagte nie. Was nog altyd vee en die snaakste ding is ek was die eerste een van ons skool wat ooit gekeer is. As ek geweet het hoe streng die kering is, sou ek miskien nie aansoek gedoen het. Ek dink ons jammer gekry en besluit daarom een van daai skooltjie ook eendag 'n veearts word. So ja, dit was nogal interessant, eerste een van die skool. En op my skoolgroep, ek moet jou sê, ons was in 'n skooltjie gewees, hy is nou 'n groot skool, van graad 1 tot matriek. Dit was nou die laerskool, die hoërskool. So ons het 'n klein dorpie gewees, verskriklike hegte gemeenskap. Ek kom baie min deesdae daar. Ek weet die myne het nou uitgebrei. Daai tyd was dit 'n plaasdorp. Vogel was 'n plaasdorp, nou tot 'n baie groot mate is dit 'n myndorp. Maar baie goeie herinnerings aan daai jare en my kering snaaks genoeg toe ek matriek skryf, toe het hulle vir die armer kinders werk gereël by Iskor. Toe gaan werk daar by Iskor en skielik word ek hier ingegooi in 'n werk waar ek 12 uur skofte werk. Ek het 'n week gelede matriek geskryf. Ek bly in die wat hulle noem single quarters en ek werk van 12 uur in die oggend tot 12 uur in die aand of die dagskof anderste om by die basiese suurstofoonde. Jessie, weet jy, ek het groot geword dink ek in 2 of 3 weke daar. Ja. Terwyl ek daar is, kry ek my matriekresultate nog op die telefoon van my maale af en my kering vir veeartseny. En toe sê ek, hoorie, as ek eendag hier wil uitkom, dan moet ek nou sorg dat ek hierdie kursus gaan slaag. En wat 'n tipe kind was jy? En was jy enigste kind? Nee, ek het 3 sissies. Een is oorlede, maar 2 sissies wat, so ek sê, hulle is altyd baie lief vir my. Nee, ons was kyk, my maale en my paale kom van 'n baie groot familie. My maale was 11 kinders en my paale was 8 kinders. En ons was die eerste kleinkinders wat universiteit toe was, ek en van my neefies. So dit is eintlik baie keer sê mense vandag, mense was bevoordeel, maar ons was die eerste kinders van daai groot families wat ooit universiteit toe is. So ek sê, ons was nou nie baie welaf nie, maar baie eenvoudige en goeie lewe gehad. Jy weet, as jy nou terugdink, die 70s en die 80s was die beste jare in hierdie land. Ek kan nie vir jou sê, op skool, die vryhede wat ons gehad het, was ek stout of soet? Ek was nogal baie voorbeeldig kind op skool, as ek dit self moet sê. Ek was nogal baie voorbeeldig en seker die regte goed probeer doen. Van die onderwysers het altyd vir my gesê, maar jy is die tipe van ou wat, as ons nou iemand kies met integriteit, dan is dit nou, jy weet dit, maar dit is sommer, was nogal vir my pleintjie, maar in elk geval, toe land ek nou my eerste jaar in College Days. En daar het my hele lewe verander. College Days is krimineel, jy weet. As jy in 1981 daar was, ons hele HK is geskort. Na 2 weke het ons daar as eerstejaars was, oor goed wat ons eerstejaars aangevang het. Toe het ek 'n totale ander lewe gehad. Ergste van alles is, onthou ons eerstejaars op Tuks en dan gaan ons onderste poort toe. So ek is deur al daai ontgroening en alles, kyk, daar het ons 'n kameraadskap opgebou. Dit voel of ek jare daar was. Vandag praat ek nog met die college spanne. Maar dat ek moes deurkom my eerste jaar saam met al daai sports daar. Nee, ek moet jou sê, dit het nogal my lewe verander en ek het baie wille universiteit daarna gehad. Danie, maar ook interessant, ek weet nie, was dit nadat jy geswat het of na jou diensplig ten minste, het jy in Engeland gaan werk? Onthou, ons kan registreer
by die Royal College in Engeland as veeartse en 'n paar ander plekke in die wêreld, Kanada en Australië. So ons graad het resiprositeit in baie lande. So ons almal gaan ons maar. Jy weet jy wil gaan ondervinding opdoen of jy wil gaan ponde verdien. Jy weet daai het dit so gewerk as jy by praktyk aankom, kry jy 'n kar en jy kry behuising. En ek kan nie eens hoeveelheid ponde onthou wat jy per dag kry nie, maar dit het so uitgewerk vir 3 dae se geld kan jy vir jou nuwe Nikon kamera koop. Jy weet, jy het dit so uitgewerk nog 'n week dan dit. So ons het almal was dat die jaar wat ons daar was, kombi gekoop, Europa 21,000 km gaan reis. So dit was daai tipe van ding. Daar was ek in 'n regte klein die praktyk wat ek daarna geweet het dis glad nie wat ek. Die troeteldiere. Hier's die hoeveelheid hase wat daar ingekom het wat se tande jy moet sny en hierdie klein jokkies se anale kliere wat jy moet uitdruk. Weet dit was net nie in my lyn nie, maar so ek sê dit was 'n geleentheid vir ons en dit is nogal snaaks. Jy weet dit was 88 toe is daar nog al die sanksies teen ons en alles. Ons kon nie werkspermitte kry nie. Daai veearts het ons kontant betaal. Die feit dat ons geregistreer was met die college, Royal College, het hulle nie omgegee nie. Ons as Suid-Afrikaners, ons het 3 dae aangekom op 1 dag en ons al 3 op 1 dag werk gekry. So ons was verskriklik gewild met die werk wat ons daar gedoen het. En toe jy terugkom, toe gaan gee klas in veearts by Medusa. Ja, ek was eers gou nog in 'n klein praktyk en baie gou besef dit is nie wat ek kan doen nie. En toe gaan daar pos oop vir 'n senior lektor met Medusa en vleisbeeskundige gesondheid. En dis presies wat ek wou doen. Ek is vleisbeeskundige gesondheid en ek wou gaan spesialiseer daarin. En ek het toe daai 2 jaar wat ek by Medusa was. So dit was 'n universiteit wat 'n fakulteit gehad het vir medies, tandheelkunde en veeartse van die eerste swart studente in die land wat daar klaar gemaak het. So 'n spesifieke universiteit wat vir hulle was. En ek moet sê meeste van die direkteurs van veeartsery vandag was by studente gewees daai jare. En ek het daar begin spesialiseer en toe dieselfde tipe van pos by Onderstepoort by fakulteit veeartsery en UP oopgegaan. En ek is toe volgende 3 jaar soontoe en my hoofvak in my spesialisasie in kindergesondheid klaar gemaak. En toe het ek klomp werk gedoen vir farmaseutiese maatskappy. Daai tyd was dit nog Pfizer. Hy's nou 'n ander naam, Zoetis. Toe was nog deel van hulle mediese gedeelte. En hulle het vir my aanbod gedoen om soontoe te kom en ek het gedink, jessie jong, weet op hierdie stadium of ek doen nou 'n MBA om bietjie van die bedryf te leer of ek gaan na een van hierdie multinasjonale maatskappye toe, want hulle het hierdie strategiese 5 jaar planne en ek gaan verskriklik vandag. Ek weet vandag 2 jaar soontoe gaan, net bietjie gaan sien hoe opereer hulle. En toe gaan ek soontoe en toe eet dit my op in die sin van daar's tyd vir niks anders nie. Dit het my lewe oorgeneem. Ek het op die einde van die dag 10 jaar daar gebly. Ek het geëindig as hulle veterinêre direkteur. Soveel so dat ek nooit my teses ingegee het vir my verhandeling vir my M.Ed. wat ek 5 jaar voor gespesialiseer het nie. As ek nou iets moet jammer wees, is dit nou een van daai goede, maar ongelooflike tye. Pfizer het daai tyd gekom van nommer 6 in die wêreld en nommer 1 toe. So was ongelooflike tye en hulle was 'n goeie maatskappy en eties, maar dit het verander. 10 jaar later het ek weggegaan. Ek kon nie meer daai geldgedrewe maatskappye wat nie regtig gaan oor dieregesondheid nie. Dit het net nie meer ingepas met wat ek wil doen nie. Maar Dani, in daai tyd by Pfizer, ek meen 10 jaar, moes jy seker ontsettend baie oor enstowwe geleer het wat jy moes uitrol en al sulke dinge. Ja, nee, ons het in my tyd 5 groot enstowwe op die mark gesit. Die eerste breë spektrum Clostridium enstowwe het nie bestaan in Suid-Afrika. Onthou tot in net voor 2000 mag niemand enstowwe ingevoer het nie. Net Onderstepoort biologiese produkte mag het gemaak het. So ons het die eerste ingevoerde enstof wat BVD was, beesvirus diarree en IBR wat vir die voelkrale bedoel was, ingevoer, want Onderstepoort kon hulle het dit nie gemaak nie. Ons het dit toe regkry en toe die mark relatief daarna oopgemaak vir die ander enstowwe ook. Ja, nee, nie net enstowwe en ek het verskriklik baie ook gewerk met parasietbeheerprodukte. Nee, ons het ongelooflike werk gedoen. Ek het hulle grootste produk vir hulle op die mark gesit, Dectomax,
wat teen bosluise en wurms werk. Eintlik het dit die hele maatskappy verander in daai tyd. Voorheen was dit net terramycin, net die antibiotika. Was eintlik Pfizer was klein geweest in Suid-Afrika toe ek daar begin het. Maar ek het ongelooflike geleenthede gehad. Ons hoofkantoor was in New York. So ek het ten minste 1 keer 'n jaar was ek oorsee gewees. Ek was in al die lande saam met die maatskappy in Suid-Amerika en Australië en in Europa waar hulle navorsingsaanlegte was. Nee, dit was 'n ongelooflike goeie tyd gewees tot ek weer tot die besef gekom het. Maar jy weet, ek is nou tweede in beheer van die maatskappy. Die volgende is die CEO en ek het dit nie in my nie. Ek kan nie die wins op 'n spreivel bestuur nie. Dit is net nie in my nie. En dit het ek weer privaat gegaan. Danie, interessant, is jy nog steeds betrokke nie, maar jy was ten minste betrokke by die grootste tomatieplaas in die suidelike halfrond, by Tommy van Sail by ZZ2. Maar jy het nie met tomaties gewerk nie. Nee, dis 'n baie interessante een. Kyk, ZZ2 is my absolute demonstrasiekudde. Toe ek by Onderste Poort was, daarso in voor 95, het Gomberti het hy 'n konferensie gereël. Hy wil geweet het moet hulle aangaan met hulle beeste. Onthou is tomatieboere, maar dit so 5000 plus vleisbeeste wat eintlik die tomatielande bewy. Onthou jy kan nie tomatie elke jaar op 'n land plant nie. Jy plant sê maar elke 1 keer in 4 jaar en daarna kom maar gras op. Die ongelooflikste gras in daai bosveld sonder dat jy gras plant, né? Daai steriele land kom daar buffelgras op en wit buffelgras. En toe wil weet moet hulle aangaan met hierdie beesboerdery en hulle nooi my as 'n jong veearts. Ek sien enigste veearts dat die ander is ekonome en genetiese en al daai goede. En toe ons klaar is met die konferensie, toe stel ek 'n ding op vir Umberti en sê hoorie, dis wat ek doen, dis wat ek graag wil doen. Ek het my hele gedagte, onthou dis meer as 30 jaar gelede oor my benadering tot kudde gesondheid en produksiebestuur. En toe sê nee, dis wat hy wil hê. En toe stel hy my as konsultant aan. Ek meen, dit is waar in 93 gewees. En binne 2 jaar het ons daai hele plaas se bestuur ontvorm tot dit wat ek wou hê. En dis toe ek 95 Pfizer toe is en toe verval dit. En so in 2017 toe kom Tommy, wat nou van Bertie opgevolg het, toe kom hy na my toe en weet ons was jong saam daai tyd gewees. Toe sê vir my nee man, ons beesboerdery is nou nie meer op die vlak wat dit pas by ZZ2 nie. Kom help my. Toe sê ek ja, ek kan seker 'n dag of 2 'n maand. So sê nee, dit sal nie werk nie. Ek soek jou 'n week 'n maand daar. En ek moet sê hy's baie slim. Kyk, Tommy is een van my mentors. Daar's min ouens wat filosofies en op die grond so kan dink soos hy. En dit het gewerk. Ek het vir seker 5 jaar 1 week per maand opgegaan en alles wat ek ooit ontwikkel het in kindergesondheid, stelsels. Onthou hulle is stelselgedrewe. Ek is 'n stelseldenker. Partykeer is ek nie so goed met die klein uitvoering van klein goedjies, maar die groter prentjie en dis waarvoor hy my ingebring het ons ek wil sê 'n voorbeeld kudde daar gestel met wat bestuur aanbetref. Daar het interessante beeste, die Pinsgauers wat van Oostenryk afkom, die Nguni's en dan die kruis tussen die twee, die Pinseils. En dan het hulle hierdie interessante omstandighede waar ons na intensiewe weiding kon kyk. Ons het hulle teelseisoen weer teruggebring na 2 maande toe. Ons gaan dit miskien nog verder verkort, wat die hele bestuurstelsel daarstel. So alles wat ek ooit ontwikkel het, ek het 'n stelsel nou by hulle aan die gang, waar elke kudde, elke dag na my toe rapporteer op my selfoon. Ek weet, ek hoef nie eens daar te wees nie. Ek weet wat in elke kudde aan die gang is. Nou met die back and claw, en ons het begin as gevolg van die back and claw. Onthou, hulle is op die pad van die back and claw area af. Jy weet, daar by Giani, deur Moketsi, al die beweging was daar deur. Sover het ons nog al die plase skoon gehou, behalwe enkele plaas wat naby Polokwane was. Net met die bestuur. Maar in elk geval, daai was vir my die geleentheid wat Tommy my daar gegee het ek alles wat ek ooit, as ek die trots op enige iets is oor my werk, is wat ek daar in plek gestel het by ZZ2.
Dani, kom ons kom terug na Back and Close hier. Hoe groot is die omvang van hierdie uitbreking? Hoe, jy weet, die impak daarvan op die kuddes in Suid-Afrika? Want ek dink jy het ook gesê mense gaan eers oor 'n jaar of 2 eintlik die werklike gevolge sien. Ja, die groot ding is hy het amper reg deurgeloop. Onthou, hoekom herstel 'n dier van Back and Close hier? Want hy ontwikkel immuniteit. Nou, afhangende van die spesies waarmee jy werk, is dit nou vleisbeeste en wat 'n soort ras dit is. Onthou, daar is ook verskille. Ons aangepaste beeste het baie minder tekens. Ons het dit nou gesien by daar by ZZ2. Op daai een plaas wat dit gekry het, was dit 'n fase D waar ons die billetjies toets. En daar kon ons sien dat die Nguni's baie minder aangepas was as die Europese of rasse. Jy weet, tot daai uitbreek in die Oos-Kaap het ons gedink, weet, Back and Close is 'n erosie siekte. Hy kom en hy gaan verby. Jy het sekere produksieverliese, maar hy maak nie diere dood regtig nie. En toe word ons verkeerd bewys. Onthou, in my hele loopbaan van 40 jaar het ek die siekte maar eers 6 jaar terug gesien, fisies. Toe ons in die Oos-Kaap sien wat doen hy aan melkkoeie, toe sien ons dit is totaal iets anders. Hy vernietig 'n melkery. Onthou, melkkoei, Holsteins en Jerseys verskriklik vatbaar. Behalwe dat hulle nou nie meer kan vreet nie en verskriklik vinnig kondisie verloor, het hulle die erge letsels op hul spene en daai beskerming wat hulle het teen die omgewingsorganismes val weg, veral die kringspier, en dan kry hulle vrotmastitis wat amper onbehandelbaar is. Hulle hoewe trek los en dit is verskriklik pynlik. Nou kan hulle nie loop nie, nou kan hulle nie gaan vreet nie, jy kan hulle nie melk nie, hulle gaan lê en hulle moet geskiet word. Toe het ons die nuwe een gesien waar die kalvers verskriklik aangetast word en die melkbeeste het ons al voorheen gesien dat die kalvers, onthou, die virus word hoeveelheid virus word in die melk uitgeskei. En daai kalvers vrek van 'n hartversaking, van die hartspieraantasting. Die virus het 'n tropisme vir die hartspier. En toe skielik laas jaar, einde van die jaar, toe sien ons dit in die vleisbeeste ook. Want onthou, ons het nou verskillende serotipes. En daar's nie 'n kruisbeskerming van die een na die ander een toe nie. En toe die volgende serotipe deurkom, amper in 'n tweede vlaag in Noordwes veral, en in die Vrystaat, toe sien ons klein kalfies vrek, wat 100% normaal lyk. Hulle loop net so en val hulle om, dan is die hartspier aangetast, en dan kry hulle daai hartversaking. So ons gedagte rondom die siekte, hy kom net en hy gaan, jy weet, het verander na absolute produksieverlies op plaasvlak. Die hoeveelheid tyd wat jy moet spandeer om te probeer behandel, tot die dier se immuniteit nou inskop, veral in die melkbeeste, het net dit amper onmoontlik gemaak. Jy weet, melkbeestboere, as jy eenvoudige berekening, as jy 1000 beeste het, en dis omtrent wat 'n melkery vandag het om te oorleef, want hulle marges is so klein, verloor jy 5 miljoen rand. Want dan gaan ten minste 25% van jou beeste uitgeskot of doodgemaak word. En jy met die ander aangaan jou melkproduksie. Daai tyd moes jy al die melk dubbel pasteuriseer en daar was die plek om dit te doen. Jy kan amper nie melk uit die koeie uitkry nie. Aan die vleisbeeskant, aan die voerkraalkant, as jy een geval inkry en jou voerkraal staan oor 1000, gaan almal aangetast word. Jy weet, 'n voerkraal is 'n baie spesifieke ding, uit 120 dae sê maar gemiddeld wat die diere staan en dan moet hulle geslag word. Maar die groot verlies het gekom as gevolg van die beheer van die siekte. Want nou het jy die siekte in die letsels, maar skielik as jy nou onder kwarantyne, nou mag jy niks beweeg nie, jy mag niks verkoop nie. Die eerste initieel was die kwarantyne 'n jaar lank. 'n jaar lank. As jy onder kwarantyne geplaas is jy daar, kon hulle nie eens abattoirs te stuur na hulle herstel het nie. Onthou nou, aan die ander kant het jy die abattoirs. Die uitvoer abattoirs moes dadelik ophou uitvoer sodra 'n positiewe geval in die abattoir kom. En nou moes jy daai diere wat aangetast was herstel, moet jy abattoirs kry wat bereid is om hulle te slag. So die privaat abattoirs moet besluit, gaan hulle 'n Rooikruis abattoir word of nie. 'n Rooikruis abattoir beteken jy moet die afval kan vernietig. Die koppote, die binnegoed, want dit is waar die virus verder kan versprei. Daar's nuwe werk wat nou gedoen is wat wys dis nie so nodig om te ontbee nie. En dit was ook nog altyd die geval. Maar ek kan vir jou op alles uitbrei nie, maar daar is honderde verliese, daar's van wat ons noem daagkatters as gevolg van die hantering in die voerkrale en so diere het hy nie genoeg glikogeen
dat dit afbreek na melksuur in sy spiere nie, so sy pH verlaag nie en jy kan hy karkas nie verkoop nie. Daar was ongelooflike verliese en as 'n abattoir nou een bees geslag het wat positief is, dan is hy onder kwarantyne ook. Nou kan hy verder sulke diere slag, maar die reëls daar rondom was gemaak vir 'n land wat skoon is van die siekte. Die reëls is nooit vinnig, en ek praat van vinnig, ek praat van nou nog 100% aangepas vir 'n land wat besmet is nie. 'n Land wat besmet is, moet jy dit heeltemal anders hanteer. Onthou, glad nie oordraagbaar na mense nie. Dit is een groot voordeel van hierdie siekte. Glad nie oordraagbaar na mense nie, maar 'n mens kan dit wel oordra van een plaas na die ander deur speeksel of mis onder jou voete, wat die belangrikste is. Kan jy die virus meganies oordra na ander, maar hy tas mense glad nie aan nie. Hoe versprei die siekte? Moet 'n bees blootgestel word aan 'n ander bees of 'n vark aan 'n ander vark of aan mense wat nou, jy weet, uit die kreerwiltuin uitkom of Ja, kyk, die eerste blootstelling kom as hy spring van die buffels af na die beeste toe. En dit is ook nie 'n oordrag wat net maklik plaasvind nie. Daar moet noue kontak wees met die buffels. Gebeur gewoonlik wanneer die drade weggespoel het as daar storms was. Dis hoe dit altyd gebeur het. Nou is daai drade eintlik nou pateties. En as hy dan eers van in die bees is, onthou is 'n buffelvirus wat na die bees toe kom, dan begin hy van bees na bees toe aansteek. En dan het jy 'n dier wat siek is nodig om te skuif na die volgende plek toe op 'n trok om ander beeste aan te steek. Dit is seker 90% van die oordrag vind so plaas. Hy moet aan mekaar raak, maar ons het in die voelkrale gesien as die eerste een wat inkom wat positief is, gaan die virus ook in die lug gaan en ons het altyd gedink hy kan net in kort areas, kort afstande oordra deur die lug, maar ons later gesien as jy 'n groot hoeveelheid diere aangetast kry, kan hy 'n paar kilometer oorgedra word deur die lug. So dan kan jy hom nie stop ten opsigte van al jou biosekuriteitsmaatreëls nie. Skape is baie minder vatbaar, hulle is wel bietjie vatbaar, bokke net so minder vatbaar. Varke het ons in die vorige uitbreke eintlik nooit, behalwe daai in 2000 wat heeltemal aberrant was, nooit varke gesien nie en skielik nou weer eens hierdie jaar, einde laas jaar, toe kry ons eers 1 en 2 varkplase positief met ons SAT stamme, en die varke word verskriklik aangetast. Die ongespeelde jong varkies is tot 80% vrektes. Nou dit is plase en ek dink ons is nou seker al by 7 varkplase wat aangetast was. Dit is plase wat die beste biosekuriteit, mense stort in en uit. Daar kom niks, daar's dubbeldrade om al daai biosekuriteit kon dit nie uithou nie. Dit beteken dit kan net deur die lug kom. Daar's nie 'n ander manier wat dit daar kan kom nie. So, onthou net wat gebeur het, die buffels is die draer. So 30 jaar gelede wou ouens met buffels begin boer in die land. Toe begin hulle die buffelkalfies wegvat van die maas af en dan maak hulle op koeie groot. Toe sien hulle die oordrag van die virus het nie plaasgevind nie. Toe begin die hele skoon buffelbedryf wat 'n groot bedryf in die land geword het. So al die plase wat ons nou in Suid-Afrika het, is skoon buffels. Hulle is skoon getoets vir back and closure, vir die Theileria, vir TB en brucellose. So daar was baie streng beheer oor hulle, maar nou het ons in die land seker 5000 plus buffelplase wat eilande vorm van moontlike draers. Onthou hulle is negatief. Ja. Maar as hulle nou weer van die ander kant af aangesteek word deur die beeste, dan sit jy met draers en wat doen ons dan met daai buffels? Daai buffels moet dan uitgeskiet word of terug gaan wildtuin toe. Daai is groot geld. So ons het nog nie eers aan daai scenario regtig aandag gegee nie. Ek weet nou waar ons begin en ons rondom die buffelplase as een van die risikoareas. Want as ons buffelplase positief is, daai negatiewe diere, onthou as hulle negatief is tot hulle aangetast, dan is hulle lewenslange draers. Dis 'n groot tammeletjie vir ons, baie groot. Ons het so vinnig geraak nou aan die impak daarvan op boere en alle boere is nie reusagtige boere soos voerkrale met 160 000 beeste en so nie. Baie van hierdie boere is kleinerig of familieboere en soos jy sê die marges is baie min en klein. Hoe groot is daai impak? Gaan ons boere sien ondergaan binne die volgende jaar of 2? Kyk, die ding waaroor ek die spytste is, my stelsel
wat ek my siekterapportering doen, is ontwikkel in 2010, toe slengdalkoors deur die land geloop het. Ons het so ontmagtig gevoel, die siekte het net geloop, ons het om die siek aankom nie, en ek het my siekterapporteringsstelsel begin met die veeartse, wat maandeliks vir my rapporteer. Onthou, elke veearts beweeg in sy area rond, daagliks. Hy kom op 3, 4, 5 verskillende plase. En daai siekterapporteringsstelsel toe so gemaak dat ons sekere siektes en tendense kan analiseer en sien wat gaan wanneer gebeur. So binne in daai ding, die een siekte, onthou, as privaat veeartse hanteer ons 99% van die siektes in Suid-Afrika self, saam met die boere. Die een siekte, wat ons totaal van die staat afhanklik is back and closure. Want die invoer of maak van die enstof, die gebruik van die enstof, die maatreëls rondom die beheer is 100% staatsbeheer en dit is waar ons groot krisis is. En ons het dit basies sien aankom en dinge sou ek sê waaroor ek spyt is dat ek nie harder gepraat, ons het dit gesien kom. Ons het dit absoluut gesien kom en ons sit sonder enstof. Jy weet die enstof wat ons nou kry van Argentinië en Turkye af, het die staat nie gaan soek nie. Daai twee maatskappye het na Suid-Afrika toe gekom. Die staat het nie eens ingesien dat hulle iemand moet gaan soek om vir ons genoeg enstof te hê nie. So die effek op die gewone boere, klein en groot, gaan enorm wees. So my loopbaan was daar nog nooit iets wat so groot effek gehad het. En ek voel aan die een kant verskriklik skuldig, maar aan die ander kant veg ek nog elke dag met die staat en nog steeds kan dit nie tot hulle deurdring nie. Ek weet nie of daar iets meer is wat ek kon doen, maar ons het dit absoluut sien aankom en ons het ook besef, jy weet, jare terug het ons gesien hoe gaan Onderste Poort agteruit die enstoffabriek. Want hy het twee gedeeltes, het Onderspoort biologiese produkte, die enstoffabriek, en aan die ander kant het hy Onderspoort veterinêre instituut waar die navorsing gedoen word, wat in twee dele gedeel is, en oorkant die pad is die fakulteit veeartsenykunde, wat nog baie goed aan die gang is. Het ons gesien hoe gaan dit agteruit. Jy weet die direkteur van die navorsingsinstituut was gewoonlik een van die mentors in die land, en hy was daar vir 5 na 10 jaar, en hy het ongelooflike nuwe programme gedryf. En in die laaste 10 jaar het ek nie eens iemand geken wat daar werk nie. Dit is net 'n hele, ons het dit half laat gaan, dieselfde met die nasionale staatsveeartseny departement. Ons het nie gedink die mense of die stelsels wat daar is meer funksioneel nie, maar dit het ons nie baie geplan nie, want ons het die siektes beheer deur die private sektor. Onthou, iemand soos Design Biologics as 'n enstoffabriek het begin in 94. Dis twee van die bekendste mense wat by Onderste Poort was, wat weggegaan het en besluit het, ons moet 'n privaat enstoffabriek het. En Pieter en Karen het dit gaan opbou tot waar ons vandag is, en hulle produseer seker 95% van die enstowwe wat Onderste Poort produseer. Daar's uitsondering van 1 of 2 wat nog gedoen moet word. Maar ons het as private sektor het ons 'n parallelle struktuur begin bou, soos met die siekterapportering. En ons het goede gehanteer, ons was nie afhanklik van die staat nie, maar ons het een ding uit die oog uit verloor, as jy 100% staatbeheerde siekte het, is jou hande afgekap die dag as dit gebeur. En onthou, Back and Clow het baie jare, hoe amper sê, met die vorige beheer gehou, dat hy nie uitgebreek het nie. En toe dit gebeur nou, toe het ons eers besef, hoe ontmagtig jy is, as daar nie mense in plek is, wat maak dat daar 'n funksionele staatsveeartsnydiens in plek is nie. Wanneer jy hom nodig het, dan het jy hom absoluut nodig, in publieke belang. Maar hoeveelheid boere, as ek moet sê hoeveel boere my gebel het in die laaste 6 maande, en raad vra, en ek kan absoluut niks vir hulle doen nie, sonder dat ons 'n effektiewe enstof in hierdie geval het nie. Dani, jy het my nou nog gewys die reusagtige hoeveelheid data en inligting wat jy het weens die veeartsnetwerk. So, verduidelik net vir ons, hoe werk hierdie veeartsnetwerk, hoe werk die stelsel dat jy data het wat die regering, ek weet nie of hulle hoop hulle kan dit kry nie, maar wat hulle beslis nie het nie, oor siektes in Suid-Afrika, diere siektes. Ja, so kyk, ons monitor al die siekte toestande. Ons begin by
interne, eksterne parasiete, ons insek-oorgedraagde siektes, bosluis-oorgedraagde siektes, ander virussiektes, bakteriese siektes, siektes wat deur voeding of gifstowwe veroorsaak word, siektes wat deur spoorerende minerale. So ons het 'n hele lys met onderafdelings en die veearts het 'n applikasie op hulle foon waarop hulle rapporteer en hulle doen dit uit hulle eie vrye wil. Ek moet hulle altyd herinner, jy weet, ons is almal is verskriklik besig en ons het 'n hele stelsel nou opgebou wat ons per provinsie, per siekte 'n tendens dadelik kan waarneem. Ons swakpunt is nog steeds om daai inligting genoegsaam by boere uit te kry om vroeë waarskuwings te doen. Die rooi vleisindustrie dienste RMIS het by 2 jaar terug begin ondersteun om vir my bietjie meer tyd te gee om daai analises te doen en deur te gee en hopelik gaan ons heeltyd daarmee verbeter want op die oomblik gaan ons deur 'n knofvelsiekte uitbreek ook terwyl ons die back-end klou het en ons het hom baie duidelik sien aankom van laas jaar Junie, Julie, Augustus toe ons die eerste gevalle sien wat buite seisoen voorgekom het. En daar's 'n voorbeeld van 'n enstof wat so omtrent 100% effektief is. As hy reg toegedien word, volgens onthou ons doen die siekterapportering om entingsprogramme op plaasvlak op te stel. Onthou ons wil nie boere moet onnodig ent nie. Jy wil ent vir die siektes wat 'n probleem in jou area is en dis waar die siekte rapporteringsstelsel tot sy reg kom om te wys maar hierdie area is knofvelsiekte 'n reuse probleem. Elke enstof verskil. Daar's enstowwe wat uiters effektief is, soos die knofvelsiekte enstof. En daar's daar enstowwe soos 3-dae stywe siekte wat is 'n ou swak virus. Hy gee nie vir jou langtermyn immuniteit nie en jy moet presies hom in die entingsprogram kan inpas of jou Clostridium siektes, weet die goed wat beeste doodmaak en oornag doodmaak. So sponsiekte of lamsiekte. Daai goed is so gevaarlike organisme. Ons kon nog nooit 'n lewende enstof maak nie. Ons moet hom groei en hom doodmaak en dan beteken dit hy gee nie vir jou langtermyn immuniteit nie. As 'n enstof jy hom jaarliks spuit en in sekere gevalle selfs elke 6 maande in die skape in die geval van bloednier. Nee, ons het die hele stelsel aan die gang. Dis indertyds. Ek wil dit eintlik meer indertyds sê. Ek wil hê veeartse moet as hy vir die plaas al weggaan met hy rapporteer maar hulle doen dit almal in hulle vrye tyd en as ek weer eens as ek oor iets trots is wat ek van die begin af ontwikkel het en in werking gestel het en nou daar is dit ons siekterapporteringsstelsel. En in jou veeartsnetwerk is daar reg oor die land 'n klomp veeartse wat op hierdie stelsel van jou op die app rapporteer. Ja, kyk ek beskou elke plattelandse veearts as deel van die netwerk. Ek werk aan elkeen om die ouens wat nog nie rapporteer nie om te rapporteer. Maar onthou net veeartse is soos enige ander mense. Jy kry 80% wat na 'n kongres toe kom en 20% wat nooit na 'n kongres toe gaan nie. So daar's 80% wat rapporteer en die ander 20% doen hulle eie ding. Maar ons het 'n groot voordeel in die land. Ons het omtrent 200 veeartspraktyke. Ek praat van platteland. Onthou daar's baie in die stad. Daar's 2000 praktyke in die wat aan boere 'n diens lewer en dit is tussen 350 na 400 veeartse want baie praktyke het meer as een veearts wat in die res van Afrika nie bestaan nie. Mense verstaan dit nie. In die res van Afrika het hulle nie privaat veeartse nie. Namibië het 'n paartjies. Botswana het 1 of 2. Zimbabwe het 1 of 2. Mosambik het 1 of 2. In Suid-Afrika het ons 'n netwerk van 200 veeartse. Dis hoekom wanneer ons nou die enstof gaan uitrol, jy weet, die veearts het vir my nou terugvoer gegee, daar's van hulle wat tot 2000 beeste 'n dag kan ent. En as hulle op die plaas betrokke is en alles die geriewe is reg, kan ons basies in die melkbedryf in KwaZulu-Natal gaan hulle die hele melkbedryf in KwaZulu-Natal in 1 week klaar ent op 'n privaat basis. So ons moet net die geleentheid gegee word om dit te kry. Maar hierdie veearts netwerk se uniekheid is elkeen van die praktyke is onafhanklike praktyke. So die enigste samewerkende ding wat hulle het is basies die siekterapportering. Dis wat hulle bymekaar trek. Elkeen van die ouens is totale onafhanklike praktyke. En dis hoekom ek so trots daarop is dat ek die loyaliteit en ondersteuning van daai veeartse oor die laaste 15, 16 jaar nou het om met die stelsel in gang te gaan en hooplik gaan iemand wees wat hom
eendag oorneem want dit is eintlik uniek. Dani het nou gesê daar's 300-400 individuele veeartse wat rapporteer op die stelsel. Wat 'n soort stelsel met die regering en die departement van landbou met staatsveeartsenydienste? Ja, staatsveeartse moet elke maand sekere goed rapporteer, hoofsaaklik staatsbeheerde siektes. Hulle doen ook bietjie ander siektes, maar hulle sien baie min ander siektes. En dan word dit deurgestuur na vanaf grondvlak na die staatsveearts toe, na die provinsiale direkteur toe, wat weer uit syfers met mekaar sit, en dan gaan dit nasionaal toe, en dan sit hulle dit weer by mekaar, en daai hele analise vat so 3 maande voor hulle by 'n verslag uitkom. Jy weet, ons werk indertyds, dis op die net, dis op die selfoon. Ek kan nie glo dat ons nog nie die tegnologie het op 'n nasionale staatsveeartsny vlak, waar alles elektronies werk nie. So ook die permitte. Jy weet, hoe kan jy nog vandag met 'n permit, vat 'n voorbeeld, nou moet jy 'n permit hê om te gaan by die abattoir om te gaan slag. Dis 'n papierpermit wat deur of die staatsveearts moet geteken word, of die privaat veearts, as jy nou in 'n probleemarea is, dan kom jy by die abattoir aan, wat doen hulle? Hulle sit in 'n leer. Tot daai leer vol is, en dan gaan hy stoorkamer toe. Daar word niks met daai data gedoen nie. Niemand kyk ooit eers weer daarna nie. Selfs by 'n veiling, as jy by 'n veiling aankom met 'n geskrewe sertifikaat, gaan hy in 'n leer in. Nou dink net, as elkeen van daai elektronies is, wat se analises kan jy doen, van waar af die diere kom, die terugspoorbaarheid. Alles wat jy ooit wil doen, moet jy net vinnig in die 21ste eeu inkom en die tegnologie aanpas. Jy kan net nie meer op 'n papierstelsel werk nie. Die landbouekonoom professor Johan Kirsten het nou die dag so 'n verskriklike lang artikel op News24 gehad, wat hy eintlik die staatsverval per jaar amper dokumenteer. En dit is amper 25 jaar wat veeartsenydienste van die Landbou Navorsingsraad tot onderste poortprodukte en so aan. Hoekom het dit gebeur? Het die regering nou net besluit dit is nou nie meer 'n prioriteit nie, so ons gaan nie meer geld gee daarvoor nie, kaderaanstellings, kaderontplooiing tipe van ding. Hoe gebeur dit? Daar is wêreldwyd 'n geneigtheid van regerings om minder en minder geld te spandeer aan staatsbeheerde siektes. Dis reg deur die wêreld. Eers wanneer dit weer 'n krisis word, dan verander dit. So daar is minder geld gespandeer oor die tyd, maar een van die grootste goed was seker die transformasie van die mense wat daar werk, om in lyn te kom met ons Suid-Afrikaanse rassistiese aanstellings ten opsigte van kleur. En dit het seker die grootste rol gespeel. Prof Kirsten was op die taakspan wat se verslag uitgekom het in 2022, wat baie duidelik die tekorte uitgewys het, ook spesifiek ten opsigte van back and closure. Goede wat moes reggestel word, waaraan niks gedoen is nie. Nee, ons het seker, maar soos alle staatsinstansies in Suid-Afrika, het ons agteruitgang gesien, en weer eens, ons het dit half aanvaar as deel van Suid-Afrika. Dit het ons nie geplan het tot ons nou in hierdie situasie beland het, wat ons absoluut afhanklik was van 'n funksionele staatsdiens. Die staatsdiens wil nog steeds sê, dis 'n staatsbeheerde siekte, maar dit nie meer 'n funksionele stelsel nie. Die privaat bedryf kan hierdie hele siekte, in samewerking met hulle, met deelnemende besluite, 100% beter bestuur, as wat dit op die oomblik gebeur. Maar daar is een of ander manier wat niemand wil mag afstaan nie, want hulle weet, as jy eers die privaat sektor kry om dit te doen, soos byvoorbeeld ons privaat enstoffabriek Design Biologics, die staat sê vir design, maar julle vat al ons beste mense weg. Maar dit is natuurlik, as jy in 'n privaat sektor is en jy is baie suksesvol, dan trek jy van die beste navorsers soontoe. Maar die staat hoef nie meer daai funksie te behou nie. Ons lewe in 'n nuwe wêreld. Met ons tegnologie, met ons kommunikasietegnologie, kan ons die grootste gedeelte van die staatsveeartsenydiens kan ons privatiseer in agentskappe. Dis oorsee gedoen. Oorsee bestaan daar nie meer enstoffabrieke nie. Dis alles geprivatiseer. Ek was spesifiek in my tyd in Pfizer, het ons CSL oorgevat in Australië, wat die staatsenstoffabriek was. So ons moet bykom met die res van die wêreld. En onthou nou een ding wat ons vergeet in Suid-Afrika.
ons het 'n veebedryf wat ongelooflik is. Jy weet, in my 40 jaar het die genetiese vordering, produksievordering, die werk wat ons nou doen op reproduksie, kunsmatige inseminasie met sinkronisasie, embryo's, is op 'n vlak, 'n wêreldvlak. En nou sit ons met hierdie siekte. So ons sit met boere wat op 'n wêreldvlak is. En nou word hulle gekelder deur dit. Teenoor dit het ons nog steeds die gemeenskapsboere wat op gemeenskapsgrond boer, wat in my 40 jaar niks vooruit gegaan, niks. Ek het groot en baie lang tyd daar ingesit. Jy het 'n app ontwikkel ook vir kommunale boere, want jy het baie jare met dit gewerk, en ek dink daar's ook 'n persepsie dat kommunale boere die groot sondebok is as dit kom by die verspreiding van back and claw, of was ten minste. Maar ek het ook al gehoor van boere wat ook probeer, jy weet, kommersiële boere wat nie, of wat skelm probeer hulle vee vervoer en so aan. Ja. Maar kom ons praat oor die kommunale boere, hulle rol, daai app wat jy ontwikkel het in jou werk met hulle. Initieel toe by Medusa was ek eintlik baie gewerk in die vroeëre tuislande en baie van my navorsing daar gedoen. En op 'n stadium was ek moeg daarvoor. Ek het alles probeer om 'n verbetering daar te kry en ek het dit nie reg gekry nie. En toe regtig jare daarna, 2008, toe het Afriwet my genader en hulle het 'n buitelandse fonds toe gekry en ons het Afriwet opleidingsdienste begin. En in daai hele ding het ek toe weer ten minste 5 van my jare van my gespandeer, baie intensief nie net in Suid-Afrika, maar ook in ander Afrika lande met mense wat op gemeenskapsgrond boer. So ek sê, die vorige tuislande daar in die Oos-Kaap, Natal, Limpopo, Noordwes. Mense wat in daai areas boer het nie toegang tot veeartseny regtig vandag tot dag nie. So ek het metodologie ontwikkel, ek het 'n daaglikse observasiekaart ontwikkel om vroeë identifisering van siektes te kan doen. Want die een ding wat ek verstaan het is, siektes is 'n baie eenvoudige ding in sekere van die siektes. Soos hartwater wat een van die grootste probleme of redes vir vrektes is, jy het net een dag om te behandel. Die volgende dag gaan jy 50% sukses hê, die dag daarna minder as 10%. So vroeë identifikasie was ding. Ek het die ding ontwikkel eers net as 'n module en later as 'n applikasie. En die applikasie het nog nie regtig van die grond af gekom nie. Ons kyk nou na nuwe befondsing, want dit gaan ongelooflik baie goed werk te werk op die selfoon vir vroeë siekte waarneming, maar dit lei ook ouens op in daaglikse observasie. Onthou, alles op 'n plaas gaan oor dit wat jy op 'n daaglikse basis observeer. Een van my sterkste punte seker is my observasie vermoë. As ek op 'n plaas kom, sien ek alles wat die veewagters nie sien nie, sien ek in een dag. Al is hulle opgelei. So ek het ongelooflik baie tyd spandeer met boere. Nou die boere in die kommunale areas, tradisionele tuislande en wat nou kommunale gebiede is nie ons groot probleem nie. Ons probleem is rondom stede. Die mense wat op gemeenskapsgrond is, op munisipale grond. Daai diere is onbeheers. Hulle word elke jaar meer. As ons nou kyk na die Wes-Kaap, daar's 'n verskriklike klomp beeste van die Oos-Kaap wat nou soontoe geskuif het, saam met die mense wat soontoe skuif. En dis waar hulle grootste risiko vandaan gekom het. En dis kom die uitbreke wat in die Wes-Kaap begin het, was in daai kommunale beeste. Die uitbreke hierso in Gauteng was in daai kommunale, maar dis nie tradisionele kommunale areas nie, dis in munisipale areas. Iewers gaan die munisipaliteit met verantwoordelikheid neem. Dit kan nie so wees dat dit net elke dag, dit brei net uit en as geen beheer nie. Dis onveilig vir motors, daar's baie ander slegte goed, maar daar het ons nie beheer oor die siekte nie. So daar gaan 'n struktuur moet gestel word om weer beheer te kry. Maar net vir jou sê ten opsigte van die kommersiële boere teenoor die kommunale boere, die vooruitgang in die laaste 40 jaar in kommersiële boere, ons het van die beste genetika in die wêreld. As jy ons na ons rasse kyk wat ontwikkel is in Suid-Afrika, weet soos Bonsmaras en ons skaaprasse, ons boerbokke, nee, hoe daai diere verander in die laaste 40 jaar. Ons is ongelooflik, ons dorpe skape, gewild reg deur die
wêreld. Teen ons kommunale areas was daar geen ontwikkeling nie. Geen. Ek kan weer nou sê een van die dinge wat ek oor spyt is dat ek nooit daai mense kon ophef nie. Maar jy kan mense net so ver vat. Jy moet die inherente dryf hê. Onthou ons boere nasie is nogal anderste. Ons het 'n ding in ons wil elke dag beter wees. Ons kan net nie op dieselfde vlak bly nie. Ons het 'n inherente dryf om elke dag beter te wees. In die kommunale areas vind ek dit nie. Daai mense is gelukkig. Hulle is absoluut gelukkig soos hulle daar lewe. Onthou daar's ongelooflike groot grondgebied wat hulle beset in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal en selfs in Noordwes. So ver so jy ry, jy kan vir 2 ure lank ry, sien jy hitte en veld. Weiding. So dis van die mees produktiefste grond in Suid-Afrika met die beste reënval is in daai gebiede, so is nie in marginale gebiede nie. Noordwes is miskien 'n bietjie anderste. Maar ek kon nooit enige regte vordering daar kry nie. En my konklusie was, en eintlik was dit 30 jaar terug my konklusie, die navorsing wat ek gedoen het in GazaKulu, toe ek gesien het hoe daar 'n 10 jaar siklus is, waar 50% van die populasie van die beeste vrek, met die droogte. Weet dit gebeur van 84 tot 86, toe vrek die helfte van die populasie. 144.000 beeste het gevrek. Toe het hulle opgebou na 92, 94, toe vrek al weer 100.000 beeste. En my konklusie daar was, kom ons skryf vir die ouens 'n mark. Geef hulle insentief, moet jy niks anders te doen nie. Geef hulle insentief om diere van die grond af te haal, om te bemark. Onthou, minder as 10% van ons produksie kom van daai diere wat 50% van ons diere is. So as jy iets wil dryf, gee net vir hulle insentief om te verkoop. Hulle sal dan sorg vir die ander goed. Dan sal hulle self wil verbeter op hulle dieregesondheid, hulle dierevoeding. Doen net dit, niks anders nie. Jy weet, ons het duisende voorligters in hierdie areas. Ek jou sê, daar is dit geen effek, absoluut geen nie. Hoe kan jy vir 'n ou voorligter gee wat nie wisselbeweiding kan doen nie, wat nie teelseisoene het nie, wat nie enige inentings doen behalwe as die staat dit doen nie. So in my 40 jaar het ons geen vooruitgang gehad in die kommunale boere in hierdie land. Hulle doen presies nog net soos hulle dit gedoen het daar. En soos ek is nogal spyt daaroor, want ek het ongelooflik baie van my tyd met daai boere spandeer. Kom ons praat gou oor die minister John Steenhuisen. Almal het gedink dit is nou 'n DA-minister, dit gaan beter gaan. Dit lyk vir my nou nie dit gaan beter nie. Hy het jou se muur afgedank uit die taakspan uit. Daar's op die oomblik die hofsaak en die bekgeveg tussen die minister en SAI. Hoekom het die staat so 'n ongelooflike sentrale beheer en 'n beheer oor back and closure? Ek weet dit is 'n staatsbeheerde siekte. Moet dit nog wees? John Steenhuisen is sy hande vasgebind. Kan hy niks eintlik doen nie omdat die wetgewing daar is, behalwe nou vir die bekgevegte waarby hy betrokke raak. Ja, na tyd het ek maar net weer besef, politisie is politisie. Politisie kan regtig niks op die grond verander. Die departement is die ouens wat iets kan verander. Die departement, as jy verkeerde mense in die departement het, kan 'n politikus maar op sy kop staan. Hy kan niks daar verander nie. Jy moet die regte mense daar kan kry om dit te verander. En ons politiese, jy weet, hulle is deel van die regering van eenheid. Kan hy nie regtig amper sê uit 'n oppositieparty mense uit hulle posisies uithaal wat nie daar moet wees nie. So sy hande aan die een kant afgekap, hy het sekere magte volgens die wet om hierdie enstowwe en daai goede aan te kondig as ons die land gaan end, wat voordelig was, maar hy kon nog nie sy departement aan die gang kry nie. Jy weet, in die privaat sektor sê ek altyd, ons beweeg teen die spoed van lig. Hierdie ouens beweeg teen minder as 'n slakkepas. Jy kom nie by bureaukrasie verby nie, en hierdie een siekte is nou afhanklik daarvan, en my voorspelling is dat die laaste keer is wat dit ooit sal gebeur. Die bedryf moet sterk genoeg wees om te sê nee, ons wil deelnemende besluit mag hê. Wanneer dit ons raak in 'n siekte soos hierdie, moet ons stem net soveel as die staat se tel.
Jy kan nie met 'n disfunksionele staatsstelsel 'n siekte het waar jy 100% afhanklik is van die beheer van die staat nie. Dit mag nooit weer gebeur nie. Ja, so ek sê, die minister, hulle kom en gaan. Ek wil nie sê hy het sy bes probeer nie. Ek het al voorheen gesê, wat hy moes doen is met die taakspan, moes hy met die mense wat hy aangestel het, wat vrywillig hulle tyd en kennis gee, moes hy om 'n tafel gesit het. Ek het van die minister in 'n halwe dag 'n opsomming gegee oor 40 jaar van waar daar prioriteite is wat reggestel word, so ook elkeen van daai mense op die taakspan, meeste van hulle het meer as 20 jaar se ondervinding, van hulle in die virus en die enstowwe is spesialiste. Hulle het nooit na ons geluister nie. Daar was net nooit werklik na ons geluister en te sê, wat bring julle tafel toe, wat moet ons verander nie. En tot vandag toe. Dieselfde met die span wat van die verteenwoordiging van die boere af se kant kom, daar word nie werklik nalig. Daar's nou net 'n ding afgekondig, ek wil dit nie eens die naam van hom noem nie, wat so sleg is vir die beheer van hierdie siekte, waar hulle eintlik die bedryf moes gekonsulteer het. Hulle gaan aankondig en dit was nie gekonsulteer nie. So, niks het verander nie. Die staat wil alleen mag hieroor hê en die industrie moet saamwerk. Jy weet, boere, jare terug, was interessant vir my om na boereverenigings toe te gaan en dan aan die Landbou-Unie se groter vergadering en te sien hoe hierdie ouens georganiseer. En toe dit later so afgeword, niemand steur hulle meer daaraan nie. Hulle soek ouens om voorsitter te wees. Nee, ons moet weer omdraai. Die organisasie van grondvlak af. Onthou, die enigste suksesverhaal in Suid-Afrika is die landbou. Dis die enigste suksesverhaal wat daar is. En die enigste rede hoekom ons nog 'n revolusie in Suid-Afrika het nie, is omdat ons kos het. Min mense verstaan dit. Die feit dat ons dat almal nog kan kos hê, ons is selfvoorsienend in hierdie land as gevolg van ons boere. As ek die saaiboere kyk en ek kyk na die masjinerie wat hulle het, dis net ongelooflik wat ons aan die gang hou teen alles wat teen ons is. Maar hierdie land, die feit dat hy nie revolusie het nie, is omdat ons kos het. En min mense, veral nie politiek, verstaan dit. Hierdie siekte het 'n groot effek op kosvoorsiening en produksie en dit gaan 'n groot aanslag effek hê op die volgende 2 jaar op nageslag en nuwe diere wat moet inkom. Ja, maar soos ek sê, baie keer is ek te ernstig. Die meeste van my vriende het my ook geken toe ek nou jonger was en sê, maar Jessie Dani, deesdae as jy net oor ernstig, jy het net niks meer lag in jou. My vrou sê nou, ek moet jou iets vertel wat ons daar 'n bietjie oor kan lag. Maar ek moet jou sê, ek het dood ernstig geword, want hierdie goed gebeur voor my. En iewers moet ons weer beheer terugkry. Ek wil net so oombliekie bly by die minister. Daar's nou 'n ramptoestand afgekondig. Ons het gesien in COVID wat se reëls jy alles kan maak in 'n ramptoestand. Jy kan min of meer enigiets doen van die regering se kant af. Nou sien ek jy veeartse kan registreer, privaat veeartse as hulle die enstof wil toedien. Dit gaan jou geld kos as jy wil ent voordat jou gebied se beurt is, tipe van ding. Hoekom is daar so 'n vasklou? Kyk, die storie verander elke dag. Nou is die huidige storie, die regering gaan betaal vir hulle enstof. Dit beteken nie al die logistiek op die grond is betaal voor nie. As 'n privaat veearts dit kom doen en hulle kry die geleentheid om dit te doen, gaan jy die privaat veearts moet betaal vir sy tyd. En dis hanteerbaar. In my kop is dit hanteerbaar. So die uitrol op grondvlak waar privaat veearts betrokke is en gaan 'n fooi daarvoor betaal, dis vir my hanteerbaar. Jy weet, enige iets om vinnig uit te kry. Maar die reëls en die gedagtes wat afgekondig word deur die staat verander elke dag. Ons kry nie stabiliteit en sê, hier's die reël. Dis ons om nou toegepas gaan kry nie. Ons verstaan almal dat ons die grootste gedeelte van die land moet en die staat praat van Desember, dan wil hulle 80%. Ons sê nee. Nou, in die volgende 2 maande. Ons moet nou, April, heel laaste, Mei, klaar geënt hê. Onthou, die wêreld moet aangaan, ons veilings moet aangaan. As ons diere eers beskerm is, kan ons weer begin lewe, kan veeboere weer begin lewe. So hierdie enstof, ons het nie tyd vir Desember nie. Ons moet nou gedruk word
En met die volgende groot hoeveelhede wat op pad is en eintlik klaar geproduseer is dan nou weer oponthoud. Mense het by vandag gevra, kan jy dit nie druk nie? Ek sê ek weet nie meer hoe nie. Ek weet nie wie om te druk nie. Die media is die enigste mense wat nog druk kan plaas, lyk dit vir my. Maar ons moet klaar end in die volgende 2 maande sodat die hele bedryf weer aan die gang kan kom. En ons moet niks ons laat terughou nie. Dink jy dit gaan gebeur, want jy sê dan nou daar's klaar weer oponthoud met enstowwe wat moet inkom. Ek meen, hier is nou die 3-4 miljoen van Turkye en Argentinië wat ingekom het, die 12,000 van onderste poort biologiese produkte en so aan. Ja, het net 1 miljoen gekom van biogenese, 1,5 van Dolwet, so is net 2,5. So die volgende is 5 miljoen van die Argentyne van Biogenesis en 6 miljoen van Turkye af. Daai 2, dis wat die verskil gaan maak. Dis waar ons die hele land gaan end. Die minister het gesê hulle gaan betaal, dis nog nie betaal nie. Dit moet hierdie week gebeur. Anders gaan die volgende eers einde van Maart of na einde van Maart kom. Ons wil dit eintlik middel van Maart hier gehad het. Ons het weer daai oponthoud. Al wat ek nou doen is om onsself gereed te maak. Ek werk met privaat veeartse, met die rooivleisprodusente, met die melkprodusente, die stoetboere. Ons maak onsself gereed. Die dag as die enstof kom, is ons heeltemal gereed om dit so vinnig as moontlik uit te rol. En dis al rol wat ek nou kan speel, om seker te maak. Jy weet, ons kan nie net sit en wag nie, ons moet onsself voorberei ook. Die Weskaap het nou R100 miljoen beskikbaar gestel vir hulle geveg teen back and closure of hulle stryd. Wat kan hulle doen as dit soort van sentraal beheer word deur die nasionale departement? Wat gaan jy daai R100 miljoen mee doen? Nee, hulle kan niks doen nie. Hulle 30,000 gekry met die eerste ronde en ek dink hulle kry 60,000 by die Dolwet en so nee, ek dink hulle kry 'n bietjie meer. Miskien kry hulle 100,000. Die Weskaap se melkeris kan nog gered word. Nee, hulle is totaal afhanklik. Hulle probeer dit so hard as moontlik druk. Die hofsaak sê, kan ons die enstof privaat laat inkom? Ons moet dit toets. Dit moet getoets word in 'n hofsaak. Kan ons dit toedien op plaasvlak deur die boere? Ek is 100% daar oortuig daarvan. Onder veearts toesig kan, soos ek sê, kan ons binne 'n maand, 2 maande almal in die kommersiële sektor. Die staat met sy hele mag van, onthou hulle amper 200 veeartse en seker by 800 tegnisi, kan hulle die hele ontwikkelende kommunale areas end, waar die privaat veeartse nie kan end nie. So ja, ons kan beweeg verskriklik vinnig. En ons moet alle druk sit om die enstof hier te kry. En daarna moet ons kyk na die groter goed om hierdie benadering en hierdie wet te verander, dat die bedryf absoluut ten minste 50% seggenskap het in die beheer van hierdie siekte. Dani, waarop is jy trots? Kyk, oor my loopbaan is ek werklik trots. My kliënte was eintlik altyd die veeartse. Ek sal nooit 'n goeie gewone veearts wees nie, want hierdie veeartse werk ongelooflik hard, dag en nag. Jy weet, hulle doen verdragtigheidsondersoeke vir 40 jaar. Ek is 'n ou wat vinnig aanbeweeg. As ek 'n ding doen, dan wil ek die volgende ding doen. Maar die veeartse en die rol wat hulle speel in hierdie land, privaat veeartse, maar ook baie van die staatsveeartse, moet ons nooit onderskat nie. Enigste as ander Afrika lande het ons hulle, die boere, die vooruitgang wat die kommersiële boere gemaak, verskriklik trots. Ek het nogal baie trots gevoel toe ek afgedank is vir die taakspan en vir die eerste keer in 40 jaar kry ek terugvoer van boere, van veeartse ondersteuning wat ek nog nooit gehad het. Ek het altyd gedink, ek doen al hierdie goed wat ek doen, maar net so in 'n vakuum, en toe het ek die ongelooflikste ondersteuning gekry in hierdie proses, wat my laat besef het, ek kan maar trots wees op wat ek gedoen het. My familie se ondersteuning, my vrou, kyk, onthou dat een ding van my is, ek is baie laat in my lewe, ons is baie laat in ons lewens getroud, so ons het nooit kinders gehad nie, en seker is my hele lewe is my werk, en sy weet, as ons oor beeste praat, is ek gelukkig, en enigiets anders soos by die gastehuis, as daar krisisse is, ek wil net oor my beeste praat. So, nee, my ondersteuning van my vrou, my susters, my familie,
selfs waar ek groot geword het, is vir my ongelooflik. Ek is trots dat ek hulle kon trots maak. Is jy spyt oor iets? Ja, ek is spyt dat die tegnologie wat nou beskikbaar is, nie beskikbaar was 30 jaar gelede nie. Die goed wat ek wou ontwikkel, jy weet, ek wou, en dis ook met die veearts se werk, die besigheidsmodel van 'n veearts is, jy het siek diere en jy bel my. Ek is op die dorp, jy bel my. En dit was die besigheidsmodel wat ek wou verander. Ek wil gesonde diere gesond hou. Ek wil diere bestuur, voorkomende geneeskunde, en ek kon nog nooit die besigheidsmodel bou om vir daai veeartse dieselfde inkomste te gee as die besigheidsmodel wat hulle nou het nie. Met vandag se tegnologie dink ek sou ek dit kon doen as ek nog daai energie gehad het. So ek is spyt dat die visie wat ek gehad het nog nie heeltemal tot sy reg gekom nie. Alhoewel ek het gesien het by ZZ2 hoe ongelooflik dit wel gedoen kan word. Ja, so ek is oor baie min goed spyt. Ek is spyt daaroor dat ek op die oomblik baie min tyd aan myself spandeer of aan die familie, en ek voel baie skuldig altyd oor, daar's net een ding op my kop en dis werk, maar dis nou maar ek op hierdie stadium. En wat verveel jou? Enigiets wat ek elke dag dieselfde ding moet doen. Ek kan nie elke dag dieselfde ding doen. Daar moet altyd iets nuuts wees. So dit verveel my. My vrou sê ek moenie sê dat die soapies my verveel nie, maar ek is nodelose gesprekke. Weet jy, ek moet dit omdraai. Waarvan hou ek? Ek hou daarvan om met mense te gesels wat sinvol praat, wat goeie stories vertel. Jy het net gevra van Erik Holm. Ek kan aande saam met hulle. Ek is verskriklik geïnteresseerd in mense wat intelligente gesprekke voer. As ons oor see gaan, ek wil nie 'n gebou gaan sien nie. Ek wil saam met daai mense gaan spandeer 'n dag of 2. Hulle moet my na 'n plek toe vat. So ek is ongelooflik geïnteresseerd in mense wat vooruitdenkend is, wat rasioneel is en intelligent is. Dit ek moet jou sê, anders word ek gou verveeld. Dr. Dani Odendaal, baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels. Dankie vir jou tyd en jou insig. Dit was baie interessant. Baie dankie. Baie dankie. Die eerste keer in my lewe wat ek bietjie meer van my lewensverhaal vertel. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knop hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.